Toe ek en Nadia net begin kuier het, is ons nou verskriklik verlief en ons is elke dag spandeer ons ure met mekaar op die telefoon en toe ons uiteindelik naby mekaar vakansie hou, toe spandeer ons ure by mekaar die hele tyd tot en met 4 uur in die oggend toe. Op daai tyd het ek in Bloubergstrand gewees en sy het vakansie gehou in Seepunt en so het ons in die aande gestap. Dan praat ons oor alles. Ons is nog net vriende nie. Dan praat ons oor alles en al die dinge van die Here. En een aand stap ons verby 'n groep jong moslim seuns. Mans sal ek amper sê 18, 20, 22, 24 jaar oud, mans van hulle en ek stop hulle en is oggendure tussen 3 en 4 in die oggend en ek vra vir hulle of iemand al ooit vir hulle van Jesus vertel het en hulle sê nog nooit nie. En ek dink by myself, wat 'n skok as hulle 18 jaar of 20 of 25 jaar oud is en niemand het nog ooit die evangelie met hulle gedeel nie, dan gaan ek nie verbystap sonder om met hulle te deel nie, want ek weet nie wie gaan in die volgende 20 jaar dit wel met hulle deel nie. En ek vra vir hulle, kan ek met julle die evangelie deel? Hulle is Engels, en hulle sê sekerlik kan ek, maar hulle glo in Allah is hulle God. En ek sê dis great, dis awesome. Ek wil net vir julle die goeie nuus van Jesus deel en wat Jesus gedoen het vir my en vir jou. En soos wat ek met hulle deel, sê die Here vir my, die ou in my linkerkant, se linkerbeen is korter as die ander ene. En ek stop en ek vra vir hom, is your left leg shorter than the other one? Hy sê vir my, yes, because I don't have an arch in my foot. En ek sê, no way, en ek vra vir hom, kan hy gou vinnig hierso sit? Nou ek weet, baie het al die video gesien, waar mense se bene teruggroei, en ek dink hulle, ja, die ou trek net jou been. Ek het seker gemaak daai aand, dat dit nie die geval is nie. Ek sê vir hom, sit gou daarso, hy sit sy bene teen mekaar, linkerbeen is korter, ek sê, sal omtrent sê, seker so 'n bietjie korter as die ander ene. En ek vra vir sy vriend, wat ook 'n moslim is, om sy bene vas te hou en seker te maak, dat hy nie jok nie en ek nie jok nie. Hy kyk, bene is definitief korter as die ander en ek sê vir hom, okay, hold on to those legs and then just pray after me. En die vriend kyk vir my, ek sê vir hom, moenie vir my, dan kyk hy so terug, ek sê, moenie vir my kyk, jy kyk vir die miracle, want anders gaan jy dit mis. En ek sê vir hom, sy Vader, hy sê Vader, in the name of Jesus, left leg grow. Toe ons dit sê, toe groei die ou se been terug, kry aards in sy voet, bonatuurlik, al sy pelle staan en kyk, hy staan op, spring op, alles is reg en gereed. En net daarna sê hy vir my, I thank you for this, but I still don't believe in Jesus. Dit is twee goed wat ek uit hierdie uitgeleer het. Dis nommer 1, God genees jou, ongeag of jy glo of nie, want God is lief vir jou. Hy is lief vir jou, ongeag of jy lief is vir hom of nie. Jesus wil mense genees, enige plek en enige tyd. Dis die een ding. Tweede ding is, dat daar mense is wat God se bonatuurlike krag ervaar en steeds kies om hom nie te volg nie. Elke persoon het 'n keuse, ons kan niks in iemand se keel afdruk nie, maar daai aand het ek 'n waardevolle les geleer, dat maak nie saak wat nie, deel altyd die evangelie, en maak nie saak wie hulle is nie, God is lief vir mense, tot by die punt wat hulle totaal al sal genees, al glo hulle hom nie en al kies hulle hom nie, want dis hoe goed hy is. Die Bybel sê so mooi, the goodness of God leads people to repentance. Toe is al klaar, toe vra ek vir hom, hoekom nie? Toe sê, because Allah is my God. Toe sê ek vir hom, did Allah ever heal you from anything? Hy sê, no. Ek sê, but Jesus does. Jesus just healed you and Jesus loves you so much. En ek het nie 'n disrespect teenoor ander mense nie, maar ek weet dat Jesus die enigste weg tot die Vader is. Daar is geen ander weg nie. Jesus is die Seun van God. Hy het gekom in vlees, gesterf vir my en jou, sodat ek en jou hom kan ken. Ongeag waar jy vandag met hom is, God sal sy goedheid teenoor jou bewys, omdat hy jou lief het. Romeine 5 sê dat God sy liefde aan ons bewys, dat terwyl jy 'n vyand van hom is, het Jesus vir jou gesterf. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U goedheid aan ons bewys, deur U enigste Seun vir ons te stuur, terwyl ons vyande van U was, terwyl ons U gehaat het, terwyl ons niks met U te doen wou gehad het nie. Vader, en selfs met daai persoon, daai aand, Here, het U 'n saad in hulle geplant, dat hulle weet vandag, hulle het 'n brug onder hulle voet gekry, want Jesus het hulle genees. Jesus, ek prys U daarvoor. U is die naam bo alle name. Ek gee U al die eer. Daar is niemand soos U nie en al die eer kom U toe. In die naam van Jesus bid ek vandag dat elke persoon wat na hierdie video kyk, wat dalk sê, ja, ek glo dit nou nie regtig nie, ek kan dit nie glo nie. Vader, dat U in hulle hart 'n ding sal bewerkstellig, sodat hulle tot geloof kan kom. Dat U regte mense op hulle pad sal stuur ook, om die saad wat gesaai is, water te gee, sodat daar goeie opbrengs kan wees. In Jesus naam, en ek bid, Here, dat elke persoon wat jy luister, nie die kans sal verby laat gaan, om die goeie nuus met iemand te deel nie, al stem daai persoon nie saam nie, dat daar goeie saad gesaai kan raak, sodat mense vandag kan weet, dat U die enigste weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand na die Vader toe kan kom, as dit nie die Here U is nie. Jesus, ek prys U.